Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 30ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif sê vandag: polisie ontvang intelligensie oor betogings. Nog berigte: Trump dreig Iran met skerp optredes. Noord-Kaapse munisipaliteite steier onder geld. Rugby Kruiwenweek vir laerskole vind in Bloemfontein plaas. 120 bokkies wen met 'n groot telling. Die Suid-Afrikaanse veiligheidsdienste sy intelligensie is ontvang oor moontlike ernstige veiligheidsbedreigings wat met die beplande betogings teen onwettige immigrasie verband kan hou. Volgens die owerhede word die inligting ondersoek en is die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe op hoë gereedheid geplaas. Die doel is om openbare orde te handhaaf, inwoners te beskerm en op te tree teen enige vorm van geweld, plundering of beskadiging van eiendom. Die regering het beklemtoon dat vreedsame betogings deur die grondwet beskerm word, maar dat enige onwettige optrede streng gehanteer sal word. Organiseerders en deelnemers is versoek om binne die raamwerk van die wette op te tree en nie tot geweld of haatspraak aan te hits nie. Motoriste en inwoners word aangeraai om verkeersopdaterings dop te hou en gebiede waar betogings plaasvind indien moontlik te kan vermy. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die publiek ook versoek om gerigte op sosiale media met omsigtigheid te hanteer en slegs op bevestigde inligting van amptelike owerhede staat te maak. Die spanning in die Midde-Ooste het verder toegeneem nadat Iran na bewering op 'n kommersiële tankskip in die strategiese straat van Hormuz geskiet het. Die aanval het wêreldwyd kommer laat ontstaan omdat sowat 1/5 van die wêreld se olie deur hierdie seestraat vervoer word. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iran skerp veroordeel en gewaarsku dat die Verenigde State bereid is om hard op te tree indien aanval op internasionale skeepsvaart voortduur. Volgens berigte het Trump ook gedreig om die land se leierskap en ander strategiese teikens uit te wis indien Iran hierdie konflik verder laat eskaleer. Die jongste voorval het die brose skietstilstand tussen die twee lande verder onder druk geplaas. Verskeie lande in die Golfstreek het hierdie aanvalle veroordeel en 'n beroep op albei partye gedoen om selfbeheersing aan die dag te lê en diplomatieke oplossings te gaan soek. 'n Betoging teen onwettige immigrasie in die Parklands en Bloubergstrand omgewing van Kaapstad is Saterdag kortstondig vertraag nadat die polisie geëis het dat deelnemers alle gevaarlike voorwerpe, waaronder knophielies, stokke en ander wapens moes inhandig voordat die optog kon voortgaan. Lede van die openbare orde polisie en Kaapstadse metropolisie het die optog gemonitor en beklemtoon dat geen persoon met wapens toegelaat sou word om aan die betogings deel te neem nie. Na mondelingse waarskuwing het die betogers aan die opdrag voldoen waarna die optog vreedsaam voortgegaan het. Verskeie munisipaliteite in die Noord-Kaap verkeer ontoenemende finansiële druk met skuld, swak inkomste invordering en infrastruktuur agterstande wat dienslewerings ernstig benadeel. En het waarsku dat die situasie in sommige munisipaliteite kritieke afmetings bereik het. Volgens verslae sukkel talle plaaslike owerhede om hulle finansiële verpligtinge na te kom, terwyl uitstaande skuld aan diensverskaffers en staatsinstellings aanhou groei. Dit het gelei tot uitdagings met die instandhouding van paaie, water en rioolstelsels, asook ander noodsaaklike dienste. Gemeenskappe in verskeie dorpe kla oor gereelde wateronderbrekings, swak infrastrukture en stadige reaksie op diensleweringsprobleme. Plaaslike sakelei en ander inwoners voer aan die finansiële probleme, ekonomiese groei kniehalter en beleggers afskrik. Provinsiale en nasionale owerhede het reeds ingegryp by sommige munisipaliteite deur ondersteuningsprogramme en finansiële herstelplanne in werking te stel. Daar word gehoop dat beter finansiële bestuur, streng uitgawebeheer en verbeterde invorderings van munisipale rekeninge hierdie situasie mettertyd sal verbeter. 2 mans is dood nadat 'n ligte vliegtuig tydens 'n opleidingsvlug naby Vogwel aan die Wesrand neergestort het. Volgens voorlopige inligting was die vliegtuig besig met opleidingsvlugte toe dit nog om onbekende redes neergestort het. Albei insittendes, vermoedelike vliegtuiginstrukteur en 'n leerlingvlieënier is op die toneel doodverklaar. Nooddienste en die Suid-Afrikaanse Polisiediens het na die toneel gehaas. Die wrak van die vliegtuig gevind is. Die gebied is afgesper terwyl ondersoekers met hulle werk begin het. Die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid sal saam met ander ondersoekers die oorsaak van die ongeluk ondersoek. Faktore soos die weer, meganiese probleme en menslike foute sal deel van die ondersoek vorm. 'n Suid-Afrikaanse vrou van 23 jaar is Vrydag by die OR Tambo lughawe in hegtenis geneem nadat ekstra hulle glo dosyne vermoedelik dwelmkapsules in haar maag aan die lig gebring het.
Volgens die Suid-Afrikaanse polisie is hy opgetree nadat hulle intelligensie ontvang het. Die vrou is vir mediese ondersoeke geneem waar ekstrale die teenwoordigheid van die kapsules bevestig het. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat sy eers 'n binnelandse vlug gereis het voordat sy na bewering 'n direkte internasionale vlug na Tokio wou haal. Sy is onderskep voordat sy kon vertrek. Teen die tyd van haar arrestasie het sy reeds 28 vermoedelike dwelmkapsules onder streng mediese toesig uitgeskei. Die presiese soort dwelms en die straatwaarde daarvan sal eers na forensiese toetse ook vasgestel word. Die 23-jarige bly in aanhouding en sou vandag in die Kempton Park Landershof verskyn het om aanklagte van dwelmhandel. 'n Nuwe studie deur Sanlam toon dat baie Suid-Afrikaners se kontantuitbetalings by aftrede binne gemiddeld 14 maande opraak. Dis 'n skerp afname vergelyk met sowat 30 maande wat in studies tussen 2011 en 2016 aangeteken is. In die 2026 Sanlam benchmark opname wys dat baie afgetredenes sukkel om hulle lewensstandaarde te handhaaf. Binne 4 tot 5 jaar na aftrede kan ongeveer die helfte nie meer dieselfde leefstyl bekostig nie, terwyl 1 uit elke 3 finansiële druk ervaar en byna die helfte steeds skulde het. Volgens Sanlam begin baie Suid-Afrikaners ook te laat vir aftrede te beplan, hoewel hy meeste glo dat aftredebeplanning reeds hulle in die midde-30's moes begin het, soek hulle gemiddeld eers oor 20 maande voor aftrede professionele finansiële advies. Sanlam sê vroeë beplanning, die behoud van aftrede spaargeld, wanneer die meeste mense van werk verander en gereelde verhogings en pensioenbydraes is van die belangrikste stappe om meer finansiëel veilige aftrede te kan verseker. Wallis het 'n harde, maar opwindende toetswedstryd teen die Barbarians in Cardiff met 33-31 gewen, in 'n wedstryd wat tot die laaste minuut oopgebly het. Die tuisspan het sterk begin en vroeg druk op die besoekers geplaas met vinnige aanvalle en goeie balverspreiding. Hulle het egter nie daarin geslaag om heeltemal weg te breek nie. In die tweede helfte het beide kante 3 omgeruil, waar die spanning tot in die einde hoog gehou het. Wallis het uiteindelik net die oorhand gekry met 'n paar belangrike verdedigende stoppe en doeltreffende skopwerk in die slotfase. Die Barbarians het tot die laaste minuut bly druk, maar kon nie die wen 3 druk nie. Rugbyontleeders het na die wedstryd gesê die oorwinning kan 'n belangrike keerpunt wees vir Wallis, met die hoop dat die span nou momentum bou en terugkeer na meer konsekwente oorwinnings in internasionale rugby. Die wedstryd word beskryf as 'n tipiese Barbarian ontmoeting, vinnig, los en vol aanvalsrugby. Die vroue Protea span het hulle plek in die halfeindronde van die 2026 ICC Vroue T20 Wêreldbeker bespreek nadat hulle Bangladesh met 4 paadjies verslaan het. Suid-Afrika het die teiken van 118 lopies bereik met net 4 balle oor in 'n gespanne groepwedstryd op Lords in Londen. Die ervarige veelsidige speler Marizanne Kapp is as speler van die wedstryd aangewys nadat sy uitstekende bydrae met die kolf en bal gelewer het. Sy het ook 'n besonderse mylpaal bereik deur haar 100ste T20 paadjie te neem en sodoende slegs een van 'n handjievol spelers te word wat hierdie prestasie vir Suid-Afrika behaal het. Hoewel die Proteas die lopiejag suksesvol afgehandel het, het Bangladesh hulle laat hard werk en die wedstryd tot die laaste bilbeerte spannend gehou. Suid-Afrika se kalm afronding onder druk het egter verseker dat hulle hierdie oorwinning beklink en hulle plek onder die laaste 4 spanne gaan inneem. Die oorwinning, saam met Australië se sege oor later in die dag, het Suid-Afrika se plek in die halfeindronde amptelik bevestig. Die Proteas sal nou hulle aandag vestig op die uitklopfase waar hulle droom om die wêreldtitel lewendig te hou. Die Springbokke open op 2026 hulle seisoen hierdie naweek in Johannesburg teen Engeland in 'n taai eerste toets en die afrigter Rassie Erasmus het bevestig dat verskeie spankombinasies oorweeg is in die aanloop tot hierdie wedstryd. Volgens berigte uit die Bokkamp is daar nog nie finale sekerheid oor die begin 14-tal nie, met Erasmus wat werklike opsies toets om die beste balans tussen ervaring, fisieke krag en taktiese variasie te vind. Engeland word as 'n gevaarlike teenstander beskou met 'n jong maar ervare groep wat vinnige onvoorspelbare rugby gaan speel. Erasmus het beklemtoon dat voorbereiding moeilik is omdat Engeland se spelstyl wissel en sterk beïnvloed word deur hulle klap rugby strukture. Baie belangrike besprekingspunte in die Bokkamp sluit in kombinasies in die losvoorspelers waar spelers soos Siya Kolisi en Pieter Steff de Tooy waarskynlik kernrolle sal speel. Halfskakelparings en aanvalstrukture met verskeie opsies op skramskakel en losskakel. Bloedjong talent wat moontlik die kans sal kry om in 'n toets ingebring te kan word. Bafana se 2026 FIFA Wêreldbeker veldtog het tot 'n einde gekom nadat hulle Sondag met 1-0 teen Kanada in die ronde van 32 verloor het. Die wedstryd in Los Angeles was baie gelyk op 'n gespanning geweest met albei spanne wat min kanse kon skep in die eerste helfte. Suid-Afrika het verdedigend goed georganiseer gelyk, maar gesukkel met die laaste derde
Deurbraak het eers in die laaste deel gekom, toe Kanada se Steven Estocquayle in die 92ste minuut 'n losbal net buite die strafgebied raak geskop het om die enigste doel van die wedstryd aan te teken. Daardie doel het Suid-Afrika se hoop op 'n historiese verdervordering finaal beëindig. Die jaarlikse Laerskole Kruiwenweek het maandag in Bloemfontein afgeskop en bring weer die land se belowendste jong rugbyspelers bymekaar vir 'n week van opwindende rugby en sportmannegees. Die toernooi wat jaarliks groot belangstelling uitlok, bied aan spelers uit alle Suid-Afrikaanse gedeeltes die geleentheid om hulle talent teen die beste van hulle ouderdomsgroepe te meet. Spanne van verskeie provinsies sal mekaar deur die week die stryd aansê, terwyl honderde ouers, afrigters en rugbyliefhebbers die wedstryde sal bywoon. Vir baie van die deelnemers is dit die hoogtepunt van hulle laerskole rugbyloopbaan. 'n Goeie vertoning tydens die Kruiwenweek kan deure oopmaak vir verdere ontwikkeling op hoërskoolvlak, waar talle spelers later vir gesogte eerste rugbyspanne kan uitdraf en uiteindelik provinsiale en selfs nasionale klere kan verwerf. Bloemfontein, wat bekend staan as een van Suid-Afrika se groot rugbysentrums, bied weer uitstekende gasheerstaat vir hierdie toernooi. Die winterweer en goeie speelvelde skep ideale toestande vir vinnige en aantreklike rugby. Die Protea vrouespan staan donderdag voor hulle grootste toets tot dusver, wanneer hulle die gasheerspan Engeland in die tweede halfeindstryd van die ICC Vrou T20 Wêreldbeker op die Oval in Londen gaan aanderf. Vir kaptein Laura Wolvaardt en haar span wag 'n groot uitdaging, maar die Protea sal moed skep uit hulle goeie vorm van hierdie seisoen. Spelers soos Marizaan Kaap, Desmond Brits en Wolvaardt sal weer 'n sleutelrol moet speel as Suid-Afrika vir 'n plek in die eindstryd wil meeding. Die wenner van donderdag se halfeindstryd sal deurdring na die eindstryd, waar die wêreldtitel op die spel sal wees. Suid-Afrika sal hoop om nog 'n geskiedkundige hoofstuk in hulle wêreldbekerveldtog te skryf deur die Engelse op eie bodem te verras. Die Suid-Afrikaanse juniorbokke het hulle 2026 wêreldrugby onder 20 kampioenskap veldtog in styl begin deur Oorkwaai Saterdag in Tbilisi, Georgië met 'n indrukwekkende 114-7 oorwinning te wen. Die wedstryd was van die begin af baie insydig, met Suid-Afrika by die eerste helfte reeds met ongeveer 50-0 voorgeloop het, voordat hulle in die tweede helfte voortgegaan het om die druk te verhoog. Die hoogtepunte van die wedstryd was, Suid-Afrika het 16-3 aangeteken, verskeie spelers het dubbel en 3 kunste behaal. Uruguay kon eers in die laaste fases van die wedstryd punte aangeteken het. Die juniorbokke het met tye lang afstand aanvalle en vinnige spel oorheers. Die uitslag wys weer die sterkte van Suid-Afrika se 120 stelsel met diepte in alle posisies, hoë tempo en fisieke oorheersing, goeie afronding, onder druk en in die losspel. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberg vir die streek, Messina 1427, Polokwane 923, Lephalale 1126, Mbombela 1029, Mahikeng 1022, Pretoria 1022, Johannesburg 1121, Ermelo 620, Kalahari 919, Gaborone 1225, Richards Bay 1429, Pietermaritzburg 1125, Durban 1628, Port St Johns 1420, Pongola 1231, Maputo 1731, Bethlehem 617, Bloemfontein 718, Allewal Noord 817, Welkom 921, Vryburg 1023, Kimberley 1018, Appington 917, Prieska 915, Springbok 613, Karasburg 816, Keetmanshoop 919, Mariental 922, Alexanderbaai 1117, Brandvlei 813, Loedersbaai 1221, Vredendal 916, Kaapstad 914, Sutherland 116, George 711, Jeffreysbaai 815, Kaberra 815, Grafreinet 412, Kapogelas 814, De Aar 713, Molteno 213, Beaufort Wes 613, Oos-London 1118, Mabalane 1731. 'n Verkorte weerberig vir vandag. Die Weskaap koud tot koel en gedeeltelik bewolk, die Noord-Kaap koue oggende, later sonnig en droog, die Oos-Kaap koel tot koud met gedeeltelike wolke, enkele buie is moontlik aan die Suidkus, die Vrystaat baie koud met sonnige toestande, KwaZulu-Natal koel tot warm, Noordwes provinsie sonnig en koel tot warm, droë weer word verwag, Gauteng koue begin, later sonnig en aangenaam, geen reën word vir die provinsie verwag nie, Mpumalanga koel tot warm met gedeeltelike wolke, meestal droog, Limpopo provinsie sonnig en warm, droë toestande oor die grootste deel van die provinsie. Ons markaanwysers vir die dag, die rand verhandel teen R16.45 teenoor die Amerikaanse dollar, die pond kos R21.65, die euro verhandel teen R18.68,
Australiese dollar kos R11.31, 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,630. Palladium kos $1,220. Die prys van goud is $4,087. Die prys van silwer is $58.78. Brent olie per vat is $71.99. Gedagte vir die dag: moenie toelaat dat gister se teleurstellings vandag se vreugde steel nie. Elke nuwe dag is 'n vars begin en elke nuwe week 'n kans om met nuwe moed vorentoe te beweeg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.